Hartlike goeiemôre, liewe vriende. Ons is dankbaar teenoor die Here vir 'n nuwe dag en dat hy ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het en dat hy vir ons 'n nuwe dag gee vol hoop en vol vreugde in die feit dat ons hom kan ken en dat ons weet dat hy voor ons sal uittrek om ook hierdie dag tegemoet te gaan. Nou vriende, ek wil vanmôre met u bietjie deel daar uit Daniël 11 vers 32. Ek lees vir u die besondere woorde en daar staan: en die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. Nou baie interessant, hierdie woordjie ken is die gedagte van kennis, of soos die Engels dit vir ons uitdruk, knowledge. Nou baie interessant is dat hierdie gedeelte vir ons sê dat die volk wat kennis het van hulle God, dat hulle sal vashou en optree. Met ander woorde, dat hulle standvastig sal wees en dan ook dienooreenkomstig sal optree. Nou wanneer ons dink aan kennis, dan dink ons aan wat die woord van die Here vir ons leer rondom dit. En u sal onthou, in gister se oordenking het ons vir u gesê dat ons kan moed hou soos ons kennis opdoen van God se woord. Nou ek wil so 4 gedagtes in u midde laat rondom die gedagte van kennis en dat ons dan ook deur God te ken, dan in ons geloof versterk te word. Nou vriende, in die eerste plek, as ons kennis uit die woord opdoen, dan versterk dit ons geloof. Nou baie interessant is, die Bybel sê vir ons die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Nou as ons kyk na die gedagte van as ons God ken, as ons kennis van God opdoen, dan versterk dit ons geloof, omdat God homself deur die woord aan ons openbaar. Daarom kom ons maar weer by die sentrale gedagte van ons geestelike lewe uit, is ken God se woord, en deur die kennis van God se woord leer ons God ken en dit versterk ons geloof op hierdie pad wat ons stap. Verder sien ons ook dat kennis ons liefde vir God versterk. Ag vriende, hoe wonderlik as ons iemand beter leer ken deur kommunikasie, soos hulle vir ons briewe skrywe of miskien 'n WhatsApp stuur of miskien 'n stemboodskap stuur. Kom ons al hoe meer agter wie die persoon is en hoe sy karakter daarna uitsien, en kennis van God deur sy woord bring 'n groter liefde in ons hart vir die Here. Ons sien sy getrouheid, ons sien sy genade, ons sien sy absolute barmhartigheid oor ons, en dit bring 'n groter liefde in ons hart, en ons besef ook deur die kennis uit die woord wat ons opdoen, dat ons hierdie liefde het, omdat God ook sy liefde in ons hart uitgestort het. Verder sien ons ook dat hierdie kennis gee vir ons hoop. 'n Besondere gedagte in God se woord, dat die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is. En hoe kosbaar as ons dan so in die boek Romeine ook gaan kyk, dan sê die Bybel dat ons geestelike lewe juis gebou is op die hoop. En dis nie die duimvashou gedagte van hoop nie, maar die hoop geanker in die beloftes van God se woord. En soos ons kennis opdoen van die woord van die Here en ons die Here beter leer ken, so raak ons hoop ook al sterker dat ons geloof eendag sal oorgaan in aanskoue. En dan die laaste gedagte vanmôre is dat ons kennis van God en sy woord bring by ons geduld. Die Engels sê patience. Nou ons het geduld nodig in hierdie moeilike tye. Jy sal met my saamstem dat ons gou ongeduldig raak as ons kyk na die verval in ons land, die verval in die kerk. Ons sien die verval in families. Ons sien al die dinge rondom ons en ons dink by onsself, hoe gaan ons kop bo water hou? Maar as ons kennis van God se woord opdoen, dan het ons ook geduld in tye van beproewing, dan het ons ook geduld in tye van stryd, en ons kan ook terugkyk oor 'n dag en oor 'n week en oor 'n maand en sê geloof sy die naam van die Here, dag na dag draai vir ons. So is kosbaar as ons kyk hier in Daniël 11 vers 32 staan daar: maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. Al hoe ons God kan ken is deur die woord van die Here, en deur ons kennis van God vanuit sy woord word ons geloof gebou, ons liefde word versterk, ons hoop raak al hoe vaster en seker, en dan ons geduld in tye van stryd en beproewing. En mag die Here ook vir u in hierdie dag seën om hierdie kort gedagtetjies ter harte te neem, in u hart te bære, en dan ook staande te bly
en meer as oorwinnaars in sy naam te wees. Mooi dagie vir u verder en baie liefde en seën in Christus en ons bid vir u en vertrou dat die Here vir u staande sal hou te midde van die stryd. Mooi dagie verder, tada.